Goeiedag geliefdes in ons Here Jesus Christus, hartlik welkom by Pinkster 2026, waar ons stil staan onder die hooftema, die werk van die Heilige Gees in mense. En ons gaan dan nou vanaand stil staan by die derde preek van hierdie reeks, en die tema is die Heilige Gees lei tot oorgawe. En ons gaan dan saam lees uit die woord van die Here uit hier uit Lukas 1 uit die baie bekende verhaal van die aankondiging van die geboorte van ons verlosser en saligmaker Jesus Christus, en ons gaan nou saam lees vanaf vers 26 tot en met vers 38. Ons gaan eers saam lees, daarna sal ons saam bid. En in die 6de maand is die engel Gabriel deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef, in die huis van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Die engel het by haar binnengekom en gesê: "Wees gegroet, begenadigde, Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue." Toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord. Sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kan beteken. En die engel sê vir haar: "Moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet op Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid. En aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie." Toe sê Maria vir die engel: "Hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie?" Die engel antwoord en sê vir haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. Kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom. Hierdie maand is die 6de vir haar, wat onvrugbaar genoem is. En geen ding sal by God onmoontlik wees nie." En Maria sê: "Hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord." En die engel het van haar weggegaan. Tot sover die skriflesing uit die woord van die Here. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer die voorreg en geleentheid het om op hierdie aand te kan stil raak en tot U te nader in gebed. Ons smeek, Here, dat U ons gebede sal aanhoor, maar daarmee saam besef ons ook ons diep afhanklikheid. Dat ons nie sonder U kan nie, dat ons nie sonder die kragvolle inwerking van die Heilige Gees kan. Dit is wonderlik om in hierdie afgelope paar aande te kon stil staan by die kragvolle werk van die Heilige Gees in die lewens van mense, hoe ons gesien en gehoor het hoe gewone mense bekwaam gemaak word om vir die lewende God iets te doen. Die Heilige Gees mense se lewens radikaal verander. Om ook te wees wat U hulle geroep het om te wees, kinders van die lewende God. Nou kom ons vanaand ook en ons vra Here dat U tot ons sal spreek in die woordtyd en dat die Gees dit vir ons verstaanbaar sal maak, dat ons hierdie woord sal ken, begrip daaroor sal hê, dat die Heilige Gees ons ook sal lei tot oorgawe om te doen die wil van die lewende God. Sê ons ook in hierdie aand, ons bid Here dat U ons sal beskerm en bewaar. Ons sê ook baie dankie vir 'n geleentheid wat ons het om ook in 'n geloofsgemeenskap saam tot U te kan nader in gebed. Ons vra Here dat U hand van beskerming en bewaring oor ons sal hou. En ons vra Here dat die Heilige Gees ons ook sal sterk in ons stel, kinders van die lewende God te wees. In Jesus naam bid ons dit, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente van ons Here Jesus Christus, in die vorige 2 preke het ons gesien hoe die werk van die Heilige Gees Besaleel in staat gestel het om die tabernakel, God se woonplek op aarde te bou. Ons het dit gesien, ons het daarvan gehoor en ons glo dit. Ons het ook gesien hoe die Heilige Gees Rahab se lewe radikaal verander het. Van 'n lewe vol sonde, 'n lewe vol lelik, 'n lewe weg van die Here af, tot in die geslagsregister van Jesus in. Maar vanaand beweeg ons na een van die diepste oomblikke van God se openbaring in die skrif. Die oomblik waar die Heilige Gees nie net 'n mens verander nie, maar 'n mens lei tot totale oorgawe, sodat God
se roemryke verlossingsplan deur haar lewe kan ontvou. Want dit is wat Lukas 1 ons wys wanneer ons dit lees. Die Heilige Gees lei ons nie net tot verandering nie, maar tot absolute oorgawe aan die wil van God. Nou Nasaret was 'n baie klein, onbekende of selfs onbelangrike dorpie, weg van enige invloed en weg van mag. Dit was nie 'n plek waar groot dinge verwag is nie, dit was nie 'n plek waar daar groot dinge gebeur het nie. Maria was nie een of ander koningin of 'n prinses of iemand met aansien of selfs 'n geleerde of gekwalifiseerde vrou nie. Sy was waarskynlik 'n jong meisie van omtrent so 15 of 16 jaar oud, verloor van Josef, met eenvoudige drome van 'n rustige, liefdevolle, lekker huwelik en 'n gewone lewe. Sy het nie gedroom om haar naam in die geskiedenisboeke te skryf nie. Sy het nie gedroom dat engele haar moet besoek met 'n baie groot en belangrike boodskap nie. Maar God se plan, God se plan breek altyd menslike verwagtinge oop. Wanneer die engel Gabriël aan Maria verskyn, verander alles in 'n oogwink. Onmiddellik, die hemel breek die stilte van Nasaret met die woorde: wees gegroet, begenadigde. Die Here is met jou. Maria's reaksie, ons lees dit in die Bybel, sy is ontstel. Sy is verward. Sy verstaan nie werklik wat nou besig is om te gebeur nie. Sy het niks van dit wat nou hier voor haar afspeel verwag nie. Waarom sou God haar op hierdie manier aanspreek, moes sy sekerlik by haarself gedink het, want sy is nie belangrik in die oë van die wêreld nie, tog is sy in die oë van God begenadigde, wat beteken iemand wat genade by God ontvang. En dan volg die ondenkbare boodskap: sy sal 'n seun baar en hy sal die seun van die Allerhoogste genoem word, en hierdie kind sal die troon van Dawid, die koninklike troon van Dawid ontvang, en sy koningskap sal nooit eindig nie, tot in ewigheid staan. Dit is die belofte van die voorspelde Messias self. Maria se reaksie is eerlik en menslik. Hoe kan dit wees? Hoe kan dit waar wees, want ek ken myself, ek het geen man nie, sy was nog nie getroud nie. Dit is nie ongeloof nie, maar verwondering. Sy probeer hier te verstaan wat vir haar menslik onmoontlik lyk. En dan kom die sleutel van die hele gedeelte wat ons saam gelees het: die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Heilige, die Allerhoogste, sal jou oorskadu. Hier sien ons die kern van God se werk. Wat mense nie kan doen nie, doen die Heilige Gees. Wat mense nie kan verstaan nie, is vir die Heilige Gees eenvoudig. Wat die mens nie eers kan aan dink nie, doen die Heilige Gees. Hy bring lewe waar daar absoluut geen moontlikheid is nie. Hy bring Christus in die wêreld deur 'n jong, eenvoudige meisie, wat niks in eie krag of in eie vermoë kan bydra of selfs beteken nie. Dit is hoe God, ons God nog altyd werk. Ons sien dit reg deur die Heilige Skrif, hoe God nie met supermense werk nie. Nee, hy kies Moses, wat nie vlot kon praat nie. Die arme man het verskriklik gehakel. Hy kies Dawid, die jongste en geringste seun. Hy kies Rachel, wat ons van gehoor het, 'n vrou met 'n gebroke lewe, 'n vrou met 'n verskriklike sondige geaardheid,
Hy kies Petrus, wat hom later sou verloon en nou kies hy Maria. God se krag word volmaak in menslike swakheid. Die swakheid en die tekortkominge van die mens kan God nie beperk nie. Maar hierdie roeping tot oorgawe kom met 'n prys. Maria se lewe gaan nooit weer dieselfde wees nie wanneer sy sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord. Gee sy nie net toestemming vir 'n wonderwerk nie. Sy gee nie net toestemming dat sy maar gebruik kan word vir 'n spesifieke taak, opdrag of doel nie. O nee, sy gee haar hele lewe oor. Sy weet nie hoe Josef, haar verloofde, gaan reageer nie. Sy weet nie hoe haar familie of selfs geliefdes gaan reageer nie. Sy weet nie hoe die dorp haar sal veroordeel nie, want hulle mag haar met klippe doodgooi. Sy weet nie hoe haar toekoms gaan lyk nie. Sy weet net een ding. Maria weet net een ding. God het gepraat. En ware oorgawe is altyd dit, om God se woord bo jou eie sekerheid te plaas. As God praat, dan doen jy. Hier leer ons iets diep oor die werk van die Heilige Gees. Hy lei 'n mens nie na gemak nie, maar na vertroue. Hy breek ons beheer. Hy konfronteer ons planne. Hy roep ons om te sê, nie my wil nie, maar laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Ons leef in 'n tyd waar mense graag die genade en die seëninge van God wil ontvang, maar nie die Here van die genade en seëninge nie. Ons wil God graag hê as helper, die ene wat ons bystaan en ondersteun. Nie as koning wat vir ons voorsê met 'n klomp voorskrifte nie. Ons wil sy troos hê wanneer ons hartseer is, maar ons wil nie altyd sy beheer of hom in beheer nie. Die Heilige Gees werk anders. Die Heilige Gees lei mense na totale oorgawe. Totale oorgawe. En hierdie oorgawe is nie goedkoop nie. Maar Maria se lewe sou pyn dra. Simeon het later in Lukas 2 vers 34 vir haar gesê dat 'n swaar deur haar eie siel sou gaan. Daar lê vir haar 'n moeilike, moeitevolle pad voor. En wat is dit? Sy sou haar eie seun sien val. Sy sal beleef hoe haar eie seun verwerp word, hoe haar eie seun moes ly en ook uiteindelik sterf. Sy sou onder die kruis staan terwyl die wêreld haar seun verag, haar seun bespot en vir haar seun lag terwyl sy bloed plotselings op die grond drup. En tog, selfs daar in daardie moeilike omstandighede was God nie afwesig nie. Want juis aan die kruis het Jesus die verlossing volbring. Juis daar het hy sonde gedra. Juis daar het hy vir Maria gesterf. En juis daar het hy vir ons, ja, vir jou en my gesterf. Oorgawe lei nooit uiteindelik tot vernietiging. Oorgawe lei tot Christus Jesus. Die wonder van hierdie gedeelte gaan egter baie verder. Die Heilige Gees lei nie net tot oorgawe nie, maar ook tot nuwe lewe. Die kind wat in Maria gevorm is die begin van God se verlossingsplan. Maar deur die Heilige Gees, die werk van die Heilige Gees, word Christus ook in jou en my gevorm. Christendom, ware geloof is nie bloot 'n godsdienststelsel nie. Dit is nie net morele verbetering of kerklike deelname nie. Dit is Jesus die Christus wat in jou en my ons leef.
Die Heilige Gees verander ons harte, sodat Jesus Christus sigbaar word in ons lewens. Sodat hy duidelik gehoor word in ons lewens. Hy verander ons denke. Hy verander ons begeertes. Hy verander ons woorde. Hy verander ons optrede. Hy verander ons prioriteite. Hy verander ons besluite en keuses. Hy verander ons hele wese en ons hele siege en ons hele bestaan. Dit is waarom die evangelie nog steeds kragtig is vandag en vanaand, want die Heilige Gees werk steeds in gebroke mense, in moedelose mense, in sondige mense, in mense wat voel dat hulle te ver weg vir God is. Miskien sit jy hier vanaand met 'n glimlag op jou gesig. Maar binne in jou is jou hart swaar, moeg en seer. Jy bid en jy bid en jy bid en jy smeek en jy pleit al lank vir iets, vir uitkoms, vir beterskap. Maar dit voel asof die hemel stil is. Jy voel dalk alleen. Selfs tussen baie mense, want jy is leeg. Luister dan mooi wat die Heilige Gees ook vanaand vir ons wil leer. Die Heilige Gees spesialiseer in die onmoontlike. Die Heilige Gees spesialiseer juis daar waar dit vir jou onmoontlik voel en onmoontlik lyk. Hy bring lewe waar daar dood is. Hy bring lig waar daar duisternis is. Hy bring hoop waar daar wanhoop is. Hy bring Christus Jesus waar sonde en dood geheers het. Die vraag vanaand is nie dis of jy sterk genoeg is nie. Die vraag vanaand is baie meer persoonlik. Sal jy oorgee? Oorgee aan die lewende God. Jou lewe, jou toekoms en jou geliefdes. Oorgee in die hande van die lewende God. Geliefdes, die wêreld bewonder beheer. Die wêreld bewonder krag en selfstandigheid. Wie jy is en wat jy kan doen. Maar ons God werk deur oorgawe, afhanklikheid en ware geloof. Maar hy het nie groot dinge gehad nie. Maar sy het 'n hart gehad wat gesê het, Here, o Here, hier is ek. Gebruik my, stuur my, neem my oor. Mag die Heilige Gees ons vanaand ook bring tot totale oorgawe aan ons God. Waar ons ophou sal veg vir beheer, waar ons ophou om God te probeer verstaan, voordat ons hom vertrou. Waar ons eendag eenvoudig sê, Here, laat dit met my gebeur volgens u woord. Dalk is dit juist hier waar die grootste wonder plaasvind. Nie net dat Christus Jesus eens in Maria gebore is nie, maar dat Christus Jesus vandag weer in mense se harte gevorm word. Daarom is oorgawe nie die einde van ons lewe nie, maar die begin van ware lewe in Christus Jesus. Elke stap van gehoorsaamheid word 'n stap waarin God sy genade bewys. En elke oomblik van vertroue word 'n plek waar hy sy krag openbaar. Die Gees wat Maria oorskadu het, is dieselfde Gees wat vandag en vanaand nog gelowiges dra, lei en versterk. Mag hy ons leer om nie net te glo wanneer ons verstaan nie, maar om te vertrou, omdat hy God is. En as God praat, dan luister ons en dan doen ons. Mag hy, die Heilige Gees, ons losmaak van ons eie beheer en ons inlei in die rus van God se wil, God se genade
en God se raadsplan. Mag ons lewens 'n lewende getuienis word dat God nog steeds mense gebruik wat eenvoudig sê, Here, hier is ek. Here, stuur my waar U wil hê ek moet wees. En waar die Heilige Gees werk, weet ons mos, word die onmoontlike moontlik. Amen. Kom ons staan. Here ons God, baie dankie dat ons ook vanaand hierdie prediking kon aanhoor om te sien hoe iemand deur die Heilige Gees gelei is tot totale oorgawe. Maria het baie gehad om te verloor, baie. Want dit het nie vir haar saak gemaak nie, want sy het nie geken. Dit hy ons net weer eens aan, hoe wonderlik die lewe sal wees as ons volgens U wil en in gehoorsaamheid aan U lewe, as ons luister as U praat en doen wat U sê. Daardeur alleen weet ons die Heilige Gees sal ons ook lei, selfs in die moeilike omstandighede waarin ons vasgekeer sit, dat die onmoontlike moontlik is. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen.